Grootste gedeelte van my loop saam met die Here het ek baie seer ervaar as gevolg van verwagtinge wat ek gehad het in kerke. Ek onthou 1 jaar by een kerk het ek net nadat ek tot bekering gekom het, ons 'n kursus gedoen en ek was so opgewonde oor die kursus. Ek en my eerste man het dit gedoen en ek het gedink, ja, dit is nou die geleentheid vir ons om te groei en ons gaan nou vriende maak, ook as gevolg van die groot leemte wat ek gehad het in my lewe, om vriende te hê en om net iewers in te pas. En so met een van die laaste sessies, toe is dit net asof ek insig kry en sien dat ons gaan nie die mense na die kursus weer sien nie. En so hartseer het my oorval en ek was toe nou reg daaroor en dit het my baie seer gemaak en ek het toe nou nie geweet wat om met daai seer te doen nie. En as 'n jong Christen het ek nie altyd geweet waantoe om te hardloop nie. So ek het toe met een van die pastore by daai tyd se sekretaresse aangeklop en sy het toe vir my aanbeveel dat ek by haar kom kuier. En dan sal sy so 'n bietjie met my werk en bietjie met my gesels en kyk of sy my kan net weer 'n ander insig gee. Nou, baie jare later vind ek uit dat die area waartoe ek gegaan het is glad nie 'n veilige area nie. Maar wel, daai tyd was ek desperaat en ek wou gehelp gewees het, so ek het nie eers opgelet van areas nie. By haar huis het ek aangekom en sy het vir my gesê, sy gaan vir my huiswerk gee, ons het gebid en die mense vrygespreek. En ja, jy wonder seker nou wat het hulle gedoen. Dit is maar net daai verwagtinge wat ek gehad het van, baie keer sê ons mos so ligtelik, ja, ek gaan jou bel, en dan bel jy nie, of ek gaan vir jou bel, of ons gaan 'n koffie drink, en dan is jy soos opgewonde, want jy wag nou vir daai oomblik om te gebeur. Nou ek het letterlik opgeneem, en met die gevolg is dat ek het hoë verwagtinge aan van die mense gesit, en toe ek sien hulle stel nie weer belang, of dis asof ek nie saak maak nie, het dit nou maar vir my gegooi en seer gemaak, en onder andere, ja, was dit nou die geval van, ek dink ek het van die begin af 'n verwronge beeld, of wat nou mense geloofssysteem gehad oor Christendom, dat almal met almal vriende moet wees. Goed, en sy het vir my nou gesê, hierso in die gevaarlike areaatjie, ek moet nou gaan, en ek moet vir al die mense gaan. Dit was so 4 koppels, 2 was beraders, en die ander 3 was beraders, en die een was nou maar net 'n ou gewone kringetjie, van die gewone mense in die kerk. En ek wil nou net hierdeur sê, dat ek sien nie dat hulle was verkeerd nie, maar ek wil hê dat jy moet daaruit hoor, hoe mense verwagtinge kan wees, as 'n mens, en ek is seker daarvan, ek is nie die enigste een wat daarmee gebattle het, of nog party daarmee battle nie. En sy het my huiswerk gegee. Ek het terugkom op ons storie, ek moet nou elkeen toe gaan, en dan moet ek vir hulle gaan sê dat ek het seer gekry, en ek moet hulle vergewe, en ek moet hulle vryspreek. En ek het so na almal toe gegaan, en sommige van hulle het sommer uit hulle eie uit, amper half self erken, dat hulle bel nooit mense, as hulle sê hulle moet bel, ek het niks gesê nie. Die laaste vroukie en man, waarna wie toe ek toe gaan, het so half bietjie baie, ek weet nie wat die woord is wat ek nou moet gebruik nie, maar kom ons sê net, sy was nie baie vriendelik hier, en sy wou weet, hoekom moet hulle vir my vergewe, of ek vir hulle vergewe, en ja, wat is die storie hierso? En so gaan haal ek die hele storie uit, en ook nou toe vir haar sê, ek het maar geglo, almal gaan vriende wees, en daai goed, en sy het my toe ook mooi laat verstaan, dat nee, jy kan nog steeds jou vriende kies in die kerk, maar weer eens, my stemtoon was toe nou nie hoe haar stemtoon was nie, en daar toe ek uitkom by die kerk, toe ek weer in trane, ek het nog in die motor geklim, en ja, dit was net weer upsetting van vooraf seer. My volgende stukkie huiswerk was toe, al wat oor was, is elke keer as ek die vrou in die kerk sien, moet ek sê, Here, ek het haar vergewe, ek het haar vrygespreek, ek kies om haar lief te hê. Dit het my seker weke gevat, en ek het dit eventueel, het die Here my die oorwinning daaroor gegee. Nou jare later het ek weer in 'n gemeente gekom, en omdat ek met my emosies op my arm loop, of op my hand, in Engels sê hulle on my sleeve, het ek nie altyd geweet, ek het nog nooit die regte opleiding, of die regte
teaching gekry of die regte ingetap in die Here om te vra om daai gedeelte vir my te help nie. Met die gevolg is dat oral waar ek maar gekom het my emosies oorheers en onder andere het ek in een kerk waar ek was, net om te verduidelik, ek het dan nou nie van kerk tot kerk geflout nie. Dit is verskillende areas, ons het baie rondgetrek op 'n stadium van my lewe. En die pastoor het ook al so 'n bietjie 'n chip op sy skouer gehad en 'n vriendin van my het op daai stadium het hy wil teachings en goed gedoen het. Nou partykeer gee die Here ook vir my 'n dieper insig oor situasies en en partykeer gebruik ek dit verkeerd. En in hierdie geval was daar toe nou iets wat ek en sy nie gevoel het in ons gees reg met ons in ons hart te val nie. En sy het gegaan en sy het met hom gaan praat oor die situasie, oor die insident of die ding wat hy wou doen en hy het vir haar ook laat verstaan dat ek is emosioneel onstabiel. Och, dit was vir my 'n harde pil om te sluk want ek het dit saam met my gedra soos 'n jas. So met ander woorde, almal kyk nou na my, het ek geglo, as hierdie die emosionele onstabiele een en so niemand gaan my ooit ernstig opneem nie. So ja, ek is maar jare in en uit by kerke gewees en ek het nou, was nie regtig betrokke by 'n kerk nie, as gevolg van hierdie stigma, en ek het net 'n hele verwronge beeld gehad van wat Christenskap is, Christene. Ek het net heeltemal die leuen begin glo. So maar die groot uitbraak van my grootste challenge van my lewe, my grootste, ek wil sê wat noem 'n mens, vallei waardeur die Here my nog kon gevat het ek begin soek na hom en ek het geweet ek moet by 'n gemeente aansluit. Nou ek het 'n oulike vriendinnetjie wat in Vishoek bly. En sy is Engels, maar sy is ook baie ekstreem. Ek dink as ons twee saam gesien moet word, sal hulle ons batterye uithaal want hulle sal dink ons het te veel. Ons het 'n bietjie dan verbal diarrhee. En sy het toe vir my vertel van die gemeente wat sy dink ek moet gaan besoek. Nou sy ken glad hierdie gemeentes aan die kant, sy het nou maar net bietjie gaan navorsing doen. En die gemeente was 2 op my lys, die ene en dan 'n ander ene. En ek het hierdie Sondagoggend na die een gegaan wat sy toe eintlik aanbeveel het. Toe ek by die kerk aankom, toe voel ek nou regtig soos, ek wil verskoon my bewoording, maar brommerbollie, ek het nie geweet waar ek inpas nie, en ek het gevoel, nobody loves me, everybody hates me, I'm gonna eat some worms. En daar was 2 ouerige tannies wat na my toe gekom het, die ene altans, en hulle het so half my begin opchat, en met dit wat ek met hulle begin chat, omdat ek met my emosies op die mou loop, het ek toe nou vertel van hulle, ek gaan deur 'n moeilike tyd, en op daai stadium het ek, as ek in die proses om my man te verloor, as gevolg van stupid besluite wat ek self gemaak het, en ek was besig om die Here te vertrou om my man vir my terug te bring. En die beste gedeelte van daai dag sal ek nooit vergeet nie, en dit is toe hulle het soos regte mammas gevoel vir my, en hulle is nou nie so oud nie, maar hulle was ouerig, hulle sê maar my ma se ouderdom, bietjie jonger miskien, en hulle het my tussen hulle 2 laat sit in die diens, en ek het eintlik half gegryp na hulle, en hulle is so hulp vir my, en ek kon voel die liefde was daar, en hulle het my vasgehou, en ek het hulle hande vasgehou, and I just felt so safe, so veilig. En 'n paar weke het verbygegaan, en ek het nog steeds na die kerk toe gegaan, en ek het gevoel, hier wil ek graag aansluit, hier wil ek wees, want ek voel net geliefd hierso. So ek het lidmaat geword en aangesluit by 'n homegroep, en ongelukkig soos tye aangegaan het ek nou weer seer gekry. Onthou as jy die Here se kind is jy nie volmaak nie, en jy het nog steeds dingetjies uit jou verlede uit waarmee jy partykeer struggle, en partykeer het jy soos ons dit noem triggers. En my trigger was dat ek is 'n baie sagte, sensitiewe empateet.
So ek leef my in 'n ander persoon se gevoel en ongelukkig is ek op 'n pad gesit van iemand wat die teenoorgestelde van my is en dit het my heeltemal die persoonlikhede het net geclash en ek kon nie, dit het my net gespiral. En so het ek seer gekry en later die duiwel my oortuig dat almal in die kerk is nou, 'n paar van die mense in die kerk is nou staan saam met hulle en ek is verkeerd in. Och, ek leer net so hoe 'n mens jou eie stemme in jou kop kan hoor en jy dink daai een sê dit en jy dink sy dit gesê en daai een het dit gedoen en ja, hulle het nou seker weer by die huis gekom en so gemaak. Kykie, 'n storie maak en 'n storie inkleer is ek baie goed mee, jong. Ek sit tot die byskriffies by. En so het dit my in 'n depressie ingedompel en ek kon net nie meer hê. Ja, nou het ek maar weer aangeneem, ek stap nou weer my dieselfde proses, hier gaan ek nou alweer weg van die kerk af, en dan moet ek nou alweer gaan, whatever, en maar in my hart weet ek, dat ek voel nie reg om weg te gaan nie. Ek dink ek het al te veel rondgeskuif in my lewe, en dat ek bietjie meer stabiliteit begin soek. Ek het met 'n vriendin gepraat, en 'n buitestaande vriendin, en ek het haar die situasie verduidelik, en sy vertel toe vir my hierdie baie oulike storie. En sy sê, kom ons sien die kerk, die pastoor, as hierdie boom wat skaduwee gee. En die gemeentelede, ons is almal die wortels, want ons is basies nou deel van hierdie boom. En hierdie boom is, partykeer raak die boom af. Die blare val af, het wil miskien nie weer groei nie, het raak baie minder, hy kry wurms, enigiets gebeur, dit is 'n boom, natuur. En sy vra toe vir my, wat gaan jy doen om hierdie boom te help? My eerste antwoord was, spuit hom met gif, maar okay, ek wil maar net sê, dit was regtig nou nie die antwoord nie. Dit pas eintlik mooi in by die storie, maar dit was nie die antwoord nie. Sy sê vir my, onthou, hoe laat jy 'n boom weer blom en bykom en regkom? Hoe voed jy 'n boom? Ek sê, ja, jy sit bemesting of so iets by die wortels in. Sy sê, presies, want dit wat die wortels insit, is wat die boom dra. So partykeer dra die boom vrugte, partykeer dra hy nie vrugte nie, dit het nou nie iets, beteken iets nie, maar bedoel, dit maak die vrugbaarheid van die boom, bepaal dit. Sy sê toe vir my, dat in plaas van om nou te voel, hierdie boom is nou te siek vir my, ek gaan nie by die boom bly nie, ek gaan nou 'n boom soek wat nog gesond is, wat nou reg is, wat daar nie is nie, want jy gaan nie 'n volmaakte kerk kry nie. Toe sê sy vir my, wees jy bemestingsstof vir jou kerk. Vul jy die areas waar jy weet, jy goeie kwaliteite het, waar jy 'n bemestingsstof is, in plaas van om die gif in te sit. Bring jy jou mooi kwaliteite wat die Here vir jou gegee het, na die boom toe, en help die kerk om te groei. Dis amper soos laat jou lig skyn, laat die ander mense sien, niemand dim jou brights. En dit het vir my dinge in so 'n ander lig laat sien, en ek het besef, deur in die volmaakte kerk te soek, gaan jy jouself moeg maak, seer kry, jy ontmoet mense, en jy gaan weer, en jy gee nie vir jouself genoeg tyd om regtig 'n pad met 'n gemeente te stap nie. Wees jy die voeding vir jou kerk, daar waar jy is. Wees jy die lig, wees jy die Jesus, en daarmee probeer ek nou nie sê die ander mense is Jesus nie, maar almal het kwaliteite, onthou almal battle met een of ander ding in hulle lewe, maar nie almal is verbaal oor hulle emosies nie. So, vat dit wat jy dan reeds klaar oorwinning oor behaal het, en wees jy iemand anders, haal jouself uit die equation uit, as jy voel daar's 'n persoon wat 'n probleem met jou het, en vra eerder vir jouself, hoekom is daai persoon so? En tree op asof daai persoon 'n stikkende persoon is wat ook Jesus liefde het. Op die einde van die dag is die kerk ook maar net 'n hospitaal. Almal wat Jesus kort, wat geestelik siek is.
Nie almal daar is perfek en sing gloria haleluja elke dag en doen 10 keer 'n dag 'n gebed en het geduld, vrede, liefde, barmhartigheid, eerlikheid, regverdigheid nie. So dit het vir my so 'n oorwinning laat behaal. Ek het intussen tyd weer 'n bietjie gaan praat en weer gaan besin oor die dinge en ek voel beter en ek besef al wat ek eintlik wou gehad het is om gevalidate te word. Dit is maar 'n dingetjie uit my verlede uit. Jy moet 'n lekker dag verder hê en mag jy, soos ek nou vir jou gesê het, may you glow as you go, veral in jou kerk. Bye.